So ons het nou gekyk na hoe doen jy trieg met die verhoudings. Right, so vandag se les gaan ons kyk na hoe werk jy die verhoudings uit met behulp van jou sakrekenaar. Right, so as jy nog nie 'n sakrekenaar uitgehaal het nie, pos gaan die video, haal jy die sakrekenaars uit, want jy gaan dit definitief kort vir hierdie les. Right, trigonometriese verhoudings met behulp van 'n sakrekenaar. Baie belangrik, en B, vir elke toets, vir elke oefening, vir enige iets wat jy jou sakrekenaar gebruik met hoeke, moet jy seker maak dat jou sakrekenaar sê hy is in degrees. Alright, so as jy onseker is of hy is, gaan op jou sakrekenaar, druk die shift knoppie, druk jou mode knoppie, en dan kies jy opsie 3 wat sê degrees. Alright, so vir veiligheid, doen dit sommer elke keer as jy jou sakrekenaar aansit. Veral as jy alfa wiskunde het, want in alfa wiskunde gaan jy eventually radiale gebruik, en dit gaan al jou antwoorde verkeerd maak. Okay, so maak seker, jou sakrekenaar is altyd op degrees. Okay, so die stappe wat ons gaan volg, is jy kan net op jou sakrekenaar sien ons 'n sin, 'n kos en 'n tandknoppie. So ons gaan sin intik, byvoorbeeld die hoek, onthou om altyd jou hakies te sly, so jy moet altyd jou hakies toemaak, en dan druk jy net is gelyk aan vir die antwoord. Alright, so kom ons begin met die voorbeelde. Ons eerste ene, bereken met behulp van sakrekenaar die waarde van die volgende, afgerond tot 2 desimale plekke. Okay, so ons begin met sin 75. So kom ons gaan na ons sakrekenaar toe. So op my sakrekenaar gaan ek, en ek tik in sin. Alright, as jy sien op jou skerm, gaan hy vir jou sin met 'n hakie. Dan tik jy die hoek in. Die hoek wat ons gaan gebruik is 75. Maak seker jy sluit jou hakie. En as jy is gelyk aantrek, dan gaan jy sien hy gee vir jou 0,965925 ensovoorts. Right, so ons gaan obviously afrond na 2 desimale plekke toe, wat beteken my antwoord gaan wees 0,97. Okay, onthou 0,965 beteken as ek na 2 desimale plekke moet afrond, kyk na die getal langsom het ek 'n 5, dat beteken daai 6 met een getal opgaan. So hy word 0,97. Okay, nou doen ons dieselfde met kos 28. So ons gaan na ons sakrekenaar toe, en ons tik in. Nou, clear all, kos 28, onthou my hakie te sluit, en dit gee dan vir my 0,882, en as ek dit afrond, dan gaan my antwoord bly 0,88. Dan doen ek dieselfde by C, tan 69, so ek gaan my sakrekenaar toe, ek gaan intik tan 69, sluit my hakie, en dit gee dan vir my 2,605, omdat die 5 groter is, beteken dit, daai 0 word nou 'n 1. So as ek hom afrond, gaan dit wees 2,61. Okay, so dit is redelik straightforward hoe jy hom intik. Right, so as ons kyk na nommer D, nou het ek 3 tan 12. Selfde ding, jy gaan eers 'n 3 intik, dan gaan jy tan druk, en dan in die hakie sit jy jou 12. So met ander woorde, dit gaan wees 3 eerste, dan tik ek my tan, dan tik ek die 12, sluit my hakie, dan is my antwoord 0,637, wat beteken dit gaan afrond na 0,64. Okay, so 0,64. Right, ek hoop julle almal is okay met die afronding, want dit is nogals belangrik dat jy nou tot 2 desimale kan afrond. Volgende enetjie is E, so nou het ek 'n half sin 80. Selfde ding, gaan na my sakrekenaar toe. Right, ek tik in 'n half. Okay, ek tik in 'n half. Langsaan druk ek nou, dit was sin, so ek gaan sê half, sin 80, onthou my hakie te sluit, dan kry ek 0,492, so omdat my derde getalle 2 is, beteken dit bly net 0,49. F, het ek 'n breek, so bo op my breek gaan ek intik kos 60, onder gaan ek die 2 intik. Met ander woorde, ek druk my breekknoppie, bo tik ek in kos 60, onthou my hakie te sluit, en onder my breek sit ek my
2. En dit gee dan vir my 0,25. Right, gee. Selfde ding, jy gaan intik sin 56, onthou om jou hakie te sluit, plus cos 56, onthou om jou hakie te sluit. So met ander woorde, dit gaan wees sin 65 sluit my hakie plus cos 65 sluit my hakie. Right, en dit gee dan vir my 1,328, so daai 8 gaan veroorsaak dat daai 2 oprond. So met ander woorde, ek gaan kry 1,33. Nou wil ons vir H intik. Nou, jou sakrekenaar het nie 'n sin tot die mag 2 knoppie nie. So hoe tik ek hom in? So as jy sin tot die mag 2 of 'n cos tot die mag 2 het, beteken dit jy moet hom gaan herskryf as sin 56 in 'n hakie en dit sit tot die mag 2. Right, plus cos 56 hakie tot die mag 2. Right, so jou sakrekenaar is nie nodig om die hakies in te tik nie, maar as ons sin en cos skryf ons die kwadraat na die sin of die cos. Maar op jou sakrekenaar gaan jy eers intik sin 56 en dan om tot die mag 2 sit. Right, so as ons ons sakrekenaar uithaal en ons tik dit in, gaan jy basically sê sin 56, sluit daai hakie en dan sit ek om tot die mag 2. So sien jy, die 2 is nie langs die sin nie, maar is aan die einde van my hakie. Maar hy gaan nog steeds daai hele ding kwadreer. Plus cos 56 sluit my hakie, sit om tot die mag 2. En dit gee dan vir my 'n antwoord van 1. Okay, so maak seker jy doen hierdie ene reg. Right, die ander is redelik straightforward. So ek sal voorstel, pause net gou eers die video, doen gou die somme en dan kan ons dit sommer net saam merk. Okay, so jy is nou klaar met I tot M, so kom ons merk dit net gou. So A is sin hakie 56 plus 20, presies soos hy daar staan, net so gaan jy intik. So jy gaan sê sin 56 plus 20 en dan sluit jy net jou hakie. En dit gee dan vir my 0,97. Dan by J, selfde ding, jy gaan intik sin 56 plus sin 20. So sin 56, onthou om die hakie te sluit, plus sin 20, onthou om die hakie te sluit. So dit gee dan vir my 1,71. Alright, dan K is weer sin kwadraat 300. Onthou as ons hom skryf, of as ons hom intik, gaan dit weer sin 300 met die kwadraat aan die buitekant. Okay, so as ek hom intik, gaan ek hê sin 300, sluit my hakie, tot die mag 2, dan kry ek 0,75. L is tan 100 op 2, so met ander woorde, my breek, tan 100, sluit jou hakie, op 2, en dit gee dan vir my minus 2,835, so omdat my derde desimale 5 is, beteken dat die 3 gaan oprond. So dit gaan word minus 2,84. Right, dan M is 'n interessante een, jy tan 100 op 2. So sien jy die verskil tussen M en L? By L is dit die hele tan 100 op 2. Voor by M het jy tan en dan het jy 100 op 2. Wat beteken daai deel is die deel wat in my hakie moet gaan. So as ek hom intik, gaan ek intik, right, tan, breek, 100 op 2, sluit my hakie en dit gee dan vir my 1,91 of 1,19. Alright, dan N was 'n interessante enetjie. Sekerheid van nou 'n sterretjie by hom maak. Ons sal nou weer terugkom na hom toe. Omdat hy die sek het, wil ek net eers ons daarna kyk en dan sal ons terugkom na N toe. Okay, so by vraag A of O, nou sê hulle vir jou, as A 23,8 is, so dis die waarde van al my A. So oral as ek 'n A het, weet ek dit is sy waarde. So as A gelyk is aan 23,8,
en B gelyk is aan 18,1. So oral waar ek 'n B het ek 'n 18,1. Bereken afgerond tot 2 desimale die volgende. Right, so wat beteken dit? Dit beteken net ek gaan daai waardes van A en B in verval. So dit gaan wees sin, wat is die waarde van A? A is 23,8. Plus, wat is my waarde van B? 18,1. So met ander woorde, ek het sin 23,8 plus 18,1. Vat jou sakrekenaar, tik dit in. So sin 23,8 plus 18,1 sluit my hakie, dan is my antwoord 0,667. Dat beteken dat 1,6 gaan oprond, so geef my antwoord van 0,67. My volgende ene is tan 2b. Onthou, direk na jou tan gaan jy altyd 'n hakie kry. Wat beteken hierdie hele 2b is deel van my hakie. So as ek hom invervang of gaan ek skryf tan 2, maar wat is B se waarde? B se waarde is 18,1. Right, so as ek hom my sakrekenaar intik, gaan dit wees tan 2, hakie 18,1. Sluit daai hakie en dan moet jy tan se hakie ook sluit. So dit gee dan vir my antwoord van 0,73. Okay, so met ander woorde, na my tan maak hy outomaties hakie, wat beteken daai hele ding skryf ek binne in my hakie. Okay, en dan die laaste enetjie, cos kwadraat, hakie 2a minus 10. Raai, ons vul hom in, cos kwadraat, ons weet die kwadraat gaan moet skuif, dan gaan dit wees 2, maar in plaas van a skryf ek nou 23,8 minus 10, sluit my hakie, en onthou, hy moet wees tot die mag 2. Right, so in so 'n geval sal ek dink dis makliker om dalk eers jou hakie uit te werk, maar jy hoef nie. Jy kan letterlik hierdie hele ding net so in jou sakrekenaar gaan intik. Okay, so ons gaan hê cos 2. Dan die waarde wat ons invervang het is 23,8. Sluit daai hakie vir die invervanging, sluit die hakie vir cos, en dan sit jy daai hele ding tot die mag 2. En dit gee dan vir my 0,4. Sorry, ek het die minus 10 vergeet. Okay, dan moet nog eers 'n minus 10 ook in my hakie kom. Okay, so stik ons minus 10 daarin. Right, so dan is my eindelike antwoord 0,627, maar daai 7 gaan veroorsaak dat daai 2 oprond, so dan is my antwoord 0,63. Alright, so hierdie werk is nie moeilik nie, jy moet net seker maak, jy vervang dit korrek in jou sakrekenaar. Sit die hakies waar die hakies moet wees, onthou om altyd na jou hoek die hakie toe te maak, sodat die hakies weer eens op die regte plek is. So jou huiswerk dan vanmôre gaan hierdie wees, so die huiswerk is oefening 5, A, jy hoef net die tweede kolom te doen, so dit aan die regterkant, en dan B.